mense. Van my is dit môre, so ek moet seker maar dan sê net goeiedag. So ek het nou gou gaan stap hier in die woud waar ek woon en dink ek so 'n bietjie die laaste week oor die kerk en hoe ons kerke is deesdae. Jy weet, en ek sal graag wil weet in die kommentaar hoe julle dink oor kerk en hoe julle voel in julle kerk. Ek het nou die laaste week met 'n paar mense gepraat wat voel dat in hulle kerk hulle kan basies daar net sit, maar as hulle wil betrokke raak met enige iets, dan gaan dit baie moeilik wees, omdat jy amper 'n klik het wat alles beheer en daai tipe van ding. So die kere wat ek nou in die Bybel gelees het, in die Nuwe Testament, Ou Testament, sien ek dat die kerk baie omgegee het vir die mense wat in die kerk is. Hulle het ook omgegee vir soos die weduwees wat hulle omgesien het voor. Paulus skryf ook dat ons die armes moet onthou. En selfs Jesus in Matteus 25 en ander plek dan sê hy, ek was in die tronk gewees en julle het my nie besoek nie, ek was honger en julle het my nie kos gegee nie, ek was naak, julle het my nie geklee nie. En dan vra die disipel, ja, maar wanneer het dit gebeur, Jesus? Dan dink ek, sê hy, wat julle aan ander mense doen jy aan my. So dit beteken dat Jesus sê, ons moet na mense kyk, asof hulle Jesus is wat in nood is. So, doen ons kerke dit, doen ons dit, initieer ons dit in ons kerk om te sê, maar pastoor of dominee of wat ook al, ons moet hierdie goeders doen, van die woord sê ons moet dit doen. Jy weet, en dan is jy verskillende leerstellings natuurlijk en denominasies en terwyl ek sien in die Nuwe Testament in die begin, dan skryf hulle die kerk van Jerusalem, die kerk van Rome, Efesiërs, daai tipe van ding. So dit was meer gebind aan omgewing as wat dit gebind was aan 'n denominasie. So, en meer ek die Bybel lees, sien ek dat die gawes wat die Bybel gehad het, is nog steeds vir vandag. Met ander woorde, die wonderwerke, die genesings, die profesie, wat altyd soort van op een kant geskei word in baie kerke, want ons is te bang om 'n profesie te kry. Want, ja, miskien sê jy jou iets wat nie reg is nie, of iets waarvan ons nie hou nie, of baie keer is die gawes goeders wat ons sê, ja nee, maar dit was vir die tyd van die apostels gewees. Nou het ons die woord, en die woord is genoeg, maar as jy die Bybel gaan lees en gaan kyk, dan sien jy oralste, waar daar nie eers apostels betrokke was nie, was daar miracles gewees, daar was wonderwerke, jammer, daar was genesings gewees, daar was al die goed gewees, profesie, en baie keer selfs op bekering gekom het, die heel eerste ding was dat die woord sê, en hulle geprofeteer oor hulle, en dit was nie die apostels gewees, soos Paulus en Petrus en hierdie ouens, nee, dit was ek en jy gewees wat tot bekering gekom het daai dag, byvoorbeeld. So, ons moet nie dat radikale leerstellings ons afsit van die gawes wat God vir ons het nie. Want as jy in die straat is en daar is ou wat nie gelowig is nie, en jy met die Heilige Gees in jou, kan vir daai man of vrou 'n woord gee, en hom vertel of haar vertel van alles, en wat God vir hulle wil doen. En dis wat die woord sê, daai woord dra so baie krag, dat mense heeltemal sal glo in God. Maar as ons net die woord het, ons probeer mense heeltyd met die woord, jy weet, dit is, dit klink hardop, maar dit is wat die fariseërs gedoen het in daai dae. En Jesus het voor hulle gestaan, voor hulle,
En hy sê, julle soek in die woord, omdat in die woord julle lewe vind. En hy sê, maar hier staan ek voor julle, en julle kan my nie herken nie. Jy weet, en hy sê, om die woord so te ken, bring nie vir jou lewe nie. Jesus alleen is God wat vir jou kan lewe bring in jou lewe. Die woord help jou en om die woord te studeer is belangrik ook, want dit wys vir jou wanneer God met jou praat, dan kan jy sy stem verstaan. Jy weet dis God wat praat met jou en nie iemand anders nie, want jy weet dit lyn op met die woord. Maar net die woord alleen bring nie vir jou lewe nie. Jy het die Heilige Gees in jou lewe nodig. Jy het Jesus in jou lewe nodig. Jy moet gekonnekteer wees terug met die Vader. So, my vraag is dan vandag, in ons kerke, as ons kerke nie so is nie, dan is dit ons plig om met daai leierskap te gesels en te sê, maar dit is wat ek ervaar in my lewe. Kom ons hou 'n gesprek, kom ons praat oor hierdie ding. Want om kerk toe te gaan nie oor godsdiens nie. Dit gaan oor lewe. Weet God sê, jy weet in die Engelse vertaling sê, I'm the life, I'm the way to the Father. God is lewe. Dit is nie iets wat jy doen, of iets wat jy, 'n leefstyl eers soos baie keer soos ons wil, deesdae hou om van te praat. Nee, dit is 'n lewe, dis die waarheid. Dis hoekom al die ander goeders wat men sien is godsdiens. Ouens wat hulle lewens probeer volmaak met in die Engels, jammer vir die Engels hier en daar, maar 'n presence van God. En daar's net een skaper, een God, wat daai holte in mense se lewens kan vul. En dit is die God wat ons aanbid. So, ja, mense, die vraag is dan, wat doen ons? En hoe ervaar ons kerk? Hoe gaan ons dit verander? Hoe gaan ons die verandering bring in die kerk? Dit sal ons interessant wees, soos ek gesê het, skryf in die kommentaar, wat dink julle? En hoe voel julle? Dat mens kan begin bid en saam staan as gelowiges, en nie as gemeentes nie, maar as gelowiges, in gemeentes, ja. Maar nie as die gemeentes en hulle teologie nie, maar God se teologie. Man, dan moet julle 'n lekker dag vandag hê, en dan praat ons weer later.